Kom met die woord uit. Ek wil vanoggend jou bedien met die woord van God wat kragtig is en ek weet dit gaan 'n impak maak. Ek het net getitel Bo verwagting. Bo verwagting. Sit jy vanoggend hier met 'n verwagting? Wat is geloof sonder 'n verwagting? As ons dink aan 'n verwagting is iets wat nog nie is nie, maar wat jy hoop gaan wees, in eenvoudige terme. 'n Verwagting is, kan jy ook 'n droom noem, maar 'n droom word 'n visie, wanneer jy iets begin doen rondom die droom. Wanneer jy geloof begin inspan in die droom, want geloof is morsdood sonder werke. So, wanneer jy 'n verwagting het, 'n verwagting word gewoonlik gekweek deur 'n droom wat in jou hart geplant is, iets wat jy wil bereik, iets waar jy wil uitkom, en 'n verwagting is dit wat jou geloof motiveer. Is iets wat jy in jou gedagtes kan sien. Alles wat geskaap is 2 keer geskape. Ek besig met 'n boek van Mark Batterson, fenominale boek. Die boek se naam is Gradually then Suddenly. Hy's nie eintlik beskikbaar in ons land nie. Ek het hom toevallig op 'n ding raak gesien, maar is fenomenaal. En hy sê alles wat geskep is 2 keer geskep. Eerstens hier en dan later het dit 'n realiteit geword. Baie dinge is nooit geskep nie, want dit is net 1 keer geskep in die gedagte, maar ons niks gedoen daarin nie. En dis belangrik dat jy hoor wat die Here vir jou sê en weet dat God ontmoet verwagtinge. Want God word behaag deur geloof. Hebreërs 11 vers 6 sê dis onmoontlik om God te behaag as jy nie deur geloof na hom toe gaan nie. Met die wete dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. So wanneer ek 'n droom in my hart het, begin ek God soek oor hierdie droom en ek begin God vra oor hierdie droom. Ek begin God raadpleeg in hierdie droom. Ek begin God vra om my te help om by hierdie droom uit te kom, om dit te kan bereik. En dis geloof in aksie waar daar 'n verwagting is en die verwagting jou motivering is om te sê ek wil iewers uitkom. So ek wil volgens jou praat oor God wat ons verwagtinge kom ontmoet, en as hy dit ontmoet, is dit bo dit wat ons vra of dink. Efesiërs 3 vers 20 en 21 sê, en aan hom wat mag het. Hoeveel mag praat ons hiervan? Aan hom wat mag het. In die week het ek 'n begrafnis behartig van een van ons gemeentelede wat baie skielik oorlede is, en 'n man sit my in gesels en hy vertel my van 'n near-death experience. Ek weet nie wat sy regte Afrikaanse woord nie. En hoe hy 'n belewenis gehad het op sy sterfbed, wat hy sy liggaam verlaat het en hy 'n ontmoeting gehad het. Hy sê, weet nou nog wie dit is wat met hom gepraat het nie. Hy kan nie sê of dit Jesus was en of dit die Vader was en hoe hy teruggestuur word. En ek kan sien hoe hy besig is om my te vertel, sukkel om sy woorde te kry. Hy sê dat, weet jy, ons as mens, hy sê, wanneer my lewe het radikaal verander na hierdie ervaring. Is hierdie gemiddelde mens wat nie die ervaring gehad het nie, het geen idee wie God is nie. Is dit sommer 'n frustrasie om met Christenmense te werk? Interessant. Want hy sê hulle dink hulle weet, maar vandat hy hierdie ervaring gehad het, besef hy self weet nie en besef nie, maar hy weet dit is net groter as wat ons ooit kan dink of redeneer. Aan hom, wie is hierdie hom? Een van die Hebreëse woorde wat God beskryf as Elohim, die skepper van hemel en aarde. God het dan Job kom sê en vir hom gevra, wie het die see sy grense gegee? Wie die berge hulle hoogtes gegee? Wie die dale hulle dieptes gegee? Wie die riviere se vloei bepaal? Wie die son en die maan en die sterre in 'n plek gesit? Wie die heelal? Wie hou die heelal in die uitspansel van die heelal in die palm van sy hand? Dis van wie Paulus hier praat, aan hom wat mag het. En dis wat ek vanoggend bid, Here,
mag U Gees vir ons help om werklik die openbaring te kan kry van wie ons God is. Want in die openbaring van sy grootheid en sy almag, kan jy nie dieselfde bly wie jy was en doen wat jy altyd gedoen het. Ons lewe moet radikaal verander in die openbaring van die een wat mag het. Aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Dit is 'n fenominale skrifgedeelte. Ek kan nou volgende op jou net 'n paar ure besig hou net met hierdie gedeelte. Aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Ver bo dit, bo alles wat ons bid. Hoeveel van julle bid vir 'n saak? Hoeveel van julle hoop vir 'n deurbraak? Hoeveel van julle droom groter? Ek kan altyd ons het so 'n Nigeriër in ons gemeente gehad en hy het altyd vir my kom sê, hy sê, pastor, the problem of you South Africans. Nou, hy's braaf. as hy ons boere kom uitdaag, of ons het 'n probleem. Maar ons het die verhouding gehad. Hy sê, your problem is you think too small. You think too small. Ons beperk God in ons verwagting. Want God ontmoet 'n verwagting en bo dit. So ek wil jou vat na 'n storie toe en kan ek vir jou vanoggend 'n storie lees uit die Ou Testament uit en uit hierdie storie net 'n paar lesse leer wat hierdie storie vir ons kom leer. Nou dit is nogal 'n wrede storie, so ek hoop jy's gereed en ons tieners is daarin weg, so hy's redelik 'n beperking op hierdie storie kan ek maar sê as hulle nou 'n movie daarvan moes gemaak het. Maar ek wil vir hierdie storie lees en kom ons hoor wat hierdie storie vir ons kom leer. En is dit reg as ek vir hierdie storie, is julle reg vir 'n storie bietjie vanoggend uit die Bybel uit en ek lees die storie uit die 2 Konings, die boek van Konings, tweede boek van Konings in hoofstuk 6 en hoofstuk 7 is hierdie storie, hy val so oor 2 hoofstukke. En dis in die tyd van koning Joram wat koning was. En hierdie gebeurtenisse, nou daar's 'n paar gebeurtenisse en dit is altyd lekker om eintlik die koning se lewe en hulle tydperk te gaan bestudeer en sien hoe hulle gewerk het en God met hulle gewerk het en die resultate op hoe hulle gereageer het op God se roepstem, want God reageer op ons reaksie op sy stem. So ek lees vir jou vanaf 2 Konings 6 vanaf vers 25. Hy sê daar was 'n groot hongersnood in Samaria. Hier is die rede, want hulle het dit beleer totdat 'n eselkop, hoor mooi, nou ek weet nou, ons het gehoor van 'n paar pryse wat opgaan. Nou, as jy dink jy's in 'n krisis, wil ek jy sien hierdie krisis, beleef jou tussen hierdie mense. So hulle is beleer, Israel is beleer deur die vyand, en die vyand het alles gestop wat in die stad kan inkom, wat in Israel kan inkom. Dis hoekom alles duurder geword het, want hulle het geen voorraad gehad wat kan inkom nie. Dit klink amper soos ons skepe wat iewers beperk is dit nie waar? Hy sê daar was 'n groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer totdat 'n eselskop 80 sikkel silwer en hierdie in 'n kwart kap duiwe mis 5 sikkel silwer werd was. Ek weet nie wat hulle met die duiwe mis gedoen het nie, maar dit was baie werd. En terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en sê, help Heer my koning. So die land is in 'n toestand, dit is in 'n krisis. Alles het net duurder geword, want daar's niks wat inkom nie. Eselkoppe het ons begin gaar maak, ons het duiwe mis begin eet. Ek weet nie wat anders hulle daarmee gedoen het nie. Maar ek weet nie of jy al by daai plek was, dat jy duiwe mis begin eet het nie, maar hierdie mense was daar. So sit jou in hulle situasie. Beleer, hulle is omring deur die vyand, hulle kan nie beweeg nie, hulle kan niks doen nie, hulle sit in hierdie vrees, bang vir die vyand, en die koning is op die muur, en hy's besig om op die muur te loop, en hy's desperaat oor wat aangaan, en terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou hom, en ek wil hê dat julle moet sien hoe desperaat hierdie situasie is, na hom en sê, help Heer koning, maar hy antwoord, as die Here jou nie help nie, waarvandaan moet ek jou dan help? So hierdie koning is ook op 'n plek, hy sê, ek weet nie meer nie, ek kan jou nie help nie, van die dorsvloer of van die parskyp, daar is net niks meer nie, ek kan jou nie help nie, hoe wil jy moet ek jou help? En sy sê nie, ek wil nie jy moet my help om by iets te gee uit die parskyp of uit die dorsvloer nie, maar hy antwoord, en sy sê verder, sê die koning vir haar, wat is dit met jou?
Nou hoor wat het hier gebeur, en sy antwoord, hierdie vrou het vir my gesê, 2 vrouens in gesprek, hoor die gesprek, gee jou seun, dat ons hom vandag eet, dan kan ons môre my seun eet. Dis 'n land, 'n desperate situasie. So het ons dan my seun gekoop. Hy's 'n paar ouers wat tieners het wat my sê, "Jo, dit klink nou 'n baie goeie idee." Maar dit is, ons lag nou daaroor, maar hierdie is 'n realistiese situasie. Dit is reël, dit is nie 'n feesverhaal nie. So het ons dan my seun gekook en hom geëet. Maar toe ek die volgende dag vir haar sê, "Gee jou seun dat ons hom eet," het sy haar seun weggesteek. En toe die koning die woorde van die vrou hoor, skeer hy sy klere, terwyl op die muur verder loop. Die mense het gesien hoe daar 'n roukleed onder sy liggaam was. En hy sê, "Mag God so aan my doen en so daaraan toe doen, as die hoof van Elisa, wat natuurlik die profeet was van die tyd, die seun van Safat vandag op hom sal bly staan." Dan 2 Konings 7 vers 1 tot 7, toe sê Elisa, en hy het na Elisa toe gegaan, julle kan self die storie verder gelees terwyl van tyd, wil ek net so oor 'n paar skrifte gaan, nou hy toe mense na Elisa toe gestuur en self toe gegaan, en Elisa die profeet sê, toe sê Elisa, "Hoor die woord van die Here. So spreek die Here, môre, omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel 'n sikkel en 2 mate gars 'n sikkel kos in die poort van Samaria." Nou, dink net hoe ver moes dit al gekom het, dat hulle duiwe mis moet eet en hulle kinders moet begin offer het. Dit het nie oor nag gebeur nie, dit het 'n lang tyd gebeur, en hier kom die koning en hy blameer die profeet. Hy wil die profeet laat doodmaak, want dit is die profeet se skuld. En die profeet staan op en hy sê, "Hoor die woord van die Here." Het ons nie meer nodig om die woord van die Here te hoor nie. En hy maak hierdie stelling, môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel sikkel en 2 mate gars 'n sikkel kos in die poort van Samaria, maar die adjudant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê, "Al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur." En hy sê, "Kyk, jy sal dit met jou oë sien," sê die profeet vir hom, "maar nie daarvan eet nie." En daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort. Hulle het die een vir die ander gesê, "Wat bly ons hier totdat ons sterwe?" Nou kom ons praat net eers 'n bietjie oor melaatse. Hoe lyk 'n melaatse? Melaatse lyk nie goed nie. 'n Melaatse is uitgeskuif uit die gemeenskap uit. Hulle mag nie tussen die mense gewees het nie, want die melaatsheid was aansteeklik. Hulle het juis buite die stad gebly. Hulle mag nie in die stad gekom het nie. Dis hoekom hulle by die poort van die stad was. So hulle het nie 'n baie aangename lewe gehad nie. Buite in die siekte toestand was hulle ook verwerp deur die gemeenskap. Dis hierdie manne, dis wie hulle is, dis waar hulle lewe is. Ons is niks werd nie, ons is niks vir niemand nie, want ons is melaats. En hierdie 4 melaatse manne begin met mekaar gesels. Hy sê, "Wat bly ons hier totdat ons sterwe? As ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangesien daar hongersnood is in die stad, sal ons daar sterwe." Ek dink hulle is dalk bang, die mense begin hulle eet. Okay. Of hulle dalk 'n sekerheid gehad, want ons melaatse sal ons nie eet nie. Maar hierdie begin net redeneer en sê, "Wat help het ons bly hierso?" Hy sê, "En as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom dan nou en laat ons oorloop na die laar van die Arameërs, want dit was die vyand gewees wat alles gestop het. En as hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe, en as hulle ons doodmaak, dan sterwe ons." So, weet jy wat, ons is op so 'n plek, dit maak nie eers meer saak. Of ons nou leef, en of hulle nou ons lewe vat, if you worry, you die. If you don't worry, you also die. So why worry? Dis wat hulle is. Desperate situasies. Vers 5, en hulle het klaargemaak in die aandskemer om in die laar van die Arameërs in te gaan, maar toe hulle aan die buitekant van die laar van die Arameërs kom, was daar niemand nie. Want die Here het die leer van Arameërs 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde en 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, "Kyk,
Die koning van Israel, die konings van die Hittite en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. Daarom het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug, maar hulle tente en perde en esels, die laar soos dit was, in die steek gelaat en hulle het vir hulle lewe gevlug. Ek kan verder aanlees soos hulle gevlug het hulle sommer hulle klere langs die pad verloor en hierdie 4 malaatse manne, toe hulle aankom, sê hulle, maar hier is alles leeg, en hulle vind goud in die tente, en hulle begin met mekaar maak, en hulle begin dit begrawe, maar een van die malaatse manne sê, nee, dit wat ons doen is nie reg nie. Hierdie klomp mense wat ons verwerp het, ly honger. Ons sal seker moet vir hulle gaan vertel. Die vyand het gevlug. En hulle het toe teruggegaan en het gaan vertel, en die koning wat die storie hoor, sy reaksie is, nee, dis 'n plan van die vyand. Dis 'n lokval. Ons kan nie net so toe gaan en goed gaan haal nie. Die vyand gaan ons oorweldig, hulle kruip agter die bosse weg, dis 'n lokval wat hulle ons in wil lok. Selfs die koning het nie genoeg verwagting en hoop gehad nie. Maar soos dit gebeur en die volk die storie hoor, is dit toe waar dat die volk die Arameërs gevlug het en alles nagelaat het. Dan vers 16, hy sê, toe gaan die volk uit om die laar van Arameërs te plunder, en 'n maat fynmeel het 'n sikkel gekos, en 2 mate gars, 'n sikkel volgens die woord van die Here. Die volgende dag, want die profeet het gesê, hoor die woord van die Here. Sien, God verstaan en hy weet waar ons is. Hy ken jou situasie, hy ken jou bekommernis. Hy weet wie jou vyand is en God weet hoe om met die vyand te deel. Maar wanneer God werk hy nie op die manier wat ons werk nie. Hoeveel keer het ek in die lewe al gesien, ons het ons pogings, en ons het ons maniere, en ons wil ons situasies red. Plaas ons maar net oorgee. En God vertrou op sy woord. Wanneer hy dit kom doen hy dit beter as wat ons dit doen. Het jy dit al gesien? Ons kan baie plannetjies maak en ons kan baie selfpogings aanwend, maar weet jy, meeste van die kere staan ons selfpogings, dit wat ons op onsself staat maak, staan in die pad van wat die Here wil doen in ons lewe. En hier kom die Here en hy gebruik die minste verwagting, die mense wat ons die minste oor sal verwag, gebruik hy 4 melaatse mense, verwerpte manne, om die deurbraak te bewerkstellig. En dis 'n paar lesse wat ek net sien in die storie. Die eerste ding is, dinge gebeur wat buite ons beheer is, en ons voel die gevolge. Ek en jy is in hierdie wêreld, al is ons gelowiges, al is ons kinders van die Here, al is ons geesvervulde manne en vroue van God, ons het ons harte vir die Here gegee, en ons glo in die volkomme werk wat Jesus in die kruis gedoen het, is ons tog nie in dit gespaar van die realiteit van wat rondom ons aangaan nie. Jy gaan ook meer vir jou brandstof betaal. Jy gaan nie daar by die petroljoggie stop en sê, ja, maar jy moet onthou, ek is 'n Christen, ek is 'n kind van God, ek kan nou nie die hoër prys betaal nie. Jy kan dit gaan probeer, as dit vir jou werk, laat weet ons net. Maar die wêreld gaan vir jou lag. Daar's omstandighede buite ons beheer, dinge gebeur wat ek en jy nie voor kan help nie. Ons gaan gebukkend rondom 'n regering wat besluite maak wat nie ek of jy dit kan keer nie. En dan sit hulle met slegte resultate, en wie voel die slegte resultate? Ons. Hier's 'n koning wat nie gedoen het wat die wil van die Here is nie. En daarom het God dit toegelaat dat die vyand hulle omring. Want hy was nie gelukkig met die koning nie. Ons beleef die wêreld, dis 'n realiteit. Daar's gevolge wat ek en jy beleef, en soms sal ons voel dat ons word gestraf, en hoekom gebeur dit met my, en ons het amper hierdie mentaliteit wat Elia die profeet op 'n stadium gehad het, en daai toe hy gaan weggekruip het, van Isebel af, en hy vir die Here sê, Here, maar ek is die enigste ou profeet. En hy het homself begin jammer kry, want weet, hoekom moet hierdie omstandighede met hom gebeur? Hoekom moet hy vervolg word? Toe sê God vir hom, ag asseblief Elia, staan op, daar 6000 ander profete nog ook. Hou op om die individuele speletjie te speel. Hou op om vasgevang te raak in jou eie situasie. Hou op om te gaan wegkruip en dink is net jy. Ons is nie victims nie. Maar so vinnig en so maklik kan die omstandighede my en jy laat voel dat ons die slagoffers is. Maar ek en jy is kind van God, al beleef ons die gevolge, gaan ons nie die mentaliteit van 'n slagoffer aanneem nie. Want ons is koningskinders.
En ons weet dat ons God sal voorsien, al is dit onmoontlik. Hy is die een wat water uit 'n klip laat loop het. Hy is die een wat manna voorsien het, bo natuurlik. Hy is die een wat 'n see oopgekloof het. Dis die God wat ons aanbid. En ons moet dit onthou, ons moet onsself herinner, al is ons in hierdie situasie, al beleef ons die gevolge, al beleef ons die ekonomie, wat die wêreld rondom ons het, is ek en jy in hierdie wêreld, al is ons nie van hierdie wêreld en ons beleef dit, maar die volgende punt is, iets moet gedoen word. En toe ek hierdie storie lees, is my grootste vraag, en my grootste bekommernis, en ek dink, ek wil die vraag ook deurbring na waar ons vandag is. Hoekom doen niemand niks nie? Die enigste ding wat die vyand nodig het, is dat die kerk niks doen nie. Jy sien, my vraag in hierdie storie is, hoekom het die koning en sy weermag hierdie toegelaat? My vraag is, ek lees nêrens dat daar eers 'n poging was dat die krygsmanne van Israel opgestaan het en die vyand aangepak het nie. Al het hulle hoeveel wonderwerke voor dit beleef, in die boek van Konings sien jy hoe God keer op keer die vyand oorweldig het en die oorwinning vir hulle gegee het. God het dit bewerkstellig, maar nog steeds is hulle so vasgevang in hulle eie situasie, dat hulle maar net daar gesit het en paniekerig geraak het en nie geweet het wat om te doen nie, en hulle het hulle kinders begin eet. Vrouens moes desperaat optree, omdat die manne nie hulle plek ingeneem het nie. Waar is die manne in hierdie verhaal? Hoekom het hulle nie ten minste gaan probeer om hierdie vyand aan te pak nie? Want God sal vir hierdie oorwinning gegee het. Net die hoofstuk voor het God die vyand met blindheid geslaan, dat Elisa hulle kon lei waar hy wou. Dis wat God kan doen. Jy sien, die vyand kan nog regkry wat hy regkry, terwyl ek en jy sit en niks doen nie. Ek wil met baie versigtigheid volgende, en daar's my 'n massiewe, en ek sit met kerkleiers, kort in gesprekke en vergaderings en funksies met kerkleiers en pastore. En een van die groot bekommernisse is juis hierdie vraag. Waar is die krygsmanne? Die gemiddelde huishouding in ons Afrikaner gemeenskap, en dis wat ek hoor en die gesprekke wat gevoer word in die kerke, is in die gemiddelde huishouding die vrou die geestelike leier. Gee die vrouens die pas geestelik aan. En daar's redes daarvoor, daar's 'n klomp redes daarvoor, en ons het baie redes in die lewe, maar daar's nie 'n verskoning vir dit nie. Want as die krygsmanne nie opstaan nie en die vyand aanspreek nie, gaan die vyand bly floreer. Geen vrou is geskape om 'n krygsman te wees nie. Ekskuus dames, dit is nie om feministies te wees nie, maar julle het julle plek. Maar daar's 'n leemte in die kerkwêreld vandag, wat ons ken as die kerk in Suid-Afrika, en die groot leemte is dit, dat ons is in desperate plekke, want niemand doen niks aan die vyand nie. Waar is die krygsmanne? Waar is die manne wat op hulle knieë is vir hulle gesinne? Waar is die manne wat die voortou neem in voorbeeld van gereeld kerk bywoon? Waar is die manne wat die voortou neem om 'n tafel, of dit 'n restaurant is of by die huis is, eers hulle hoofde te buig en te bid vir hulle kos? Waar is die manne? En ek weet, ek praat vanoggend met die gereddes. Jy sit vanoggend in die kerk. Maar ons sit in 'n krisis in ons land. En my vraag is, hierdie land is waar hy is, want daar was manne wat hier op hierdie stukkie aarde geland het, en ek weet, hulle gee baie skuld vir baie, ouens wat hier geland het met die skepe. Maar weet jy wat was die missie? Die missie is om oor die berge te trek vir hierdie rede, sodat die evangelie van Jesus Christus oor Afrika verkondig kon word. Dit was die missie.
En hulle het dit reg gekry, kaalvoet, oor die Drakensberge met Ossewa, het hulle hier uitgekom, manne wat moed gehad het, manne wat geweet het om God te vertrou in tye van uitdagings, wanneer die vyand op sy grootste en sy sterkste is, het hulle 'n laar getrek en sê, ons gaan ons God vertrou. Vandag sien ons die monumente van krygsmanne wat God vertrou het. My vraag, waar is die krygsmanne? Die wêreld. En ek wil teruggaan na die vorige punt toe. Ons beleef situasies en die situasies boelie of manipuleer ons. Want daar's 'n beweging vir oor die 30 jaar van regstellende aksie wat vir die krygsmanne gesê het, jy mag nie, jy sal nie, want dit is jou skuld. En ons sien 'n gees, ek wil dit in Engelse woord sê, dit is 'n slagoffersgees, 'n victimgees, waar daar blame geplaas is op die krygsmanne, en die krygsmanne nie weet nie wat om te doen nie. They don't know how. En God moet 4 melaatses gebruik. 4 melaatse manne wat die moed gehad het. Ja, soos ons lewe verloor is dit nou maar so. 4 melaatse manne, want jy sien die melaatses moes aan hulle goed dra wat geleide gemaak het, sodat die mense geweet het as hulle nader kom, dat hulle melaats is, en dat hulle nie naby aan hulle kan kom nie, want dit is aansteeklik. En God gebruik daai geluid van daai melaatse manne. En die vyand dink, hier's 'n weermag wat teen ons opstaan, 'n hele leermag, 2 konings wat teen ons kom opstaan. God het net nodig dat iemand opstaan en iets doen. Iets moet gedoen word. Plaas jou vertroue nie in mense nie, maar in God. Maar hier wil ek ook sê, God werk deur mense wat opstaan. So ons moet ons vertroue weer in die Here plaas, dat die krygsmanne sal oprig. Manne wat hulle plek inneem, is die hoofde van hulle huis te geestelik, wat die toon aangee, die voorbeeld stel vir hulle kinders. Dit is hartseer om te hoor en te sien en te beleef wat ons kinders en ons tieners leer by hulle paas. Ek gaan aangaan na die volgende punt toe. Plaas jou vertroue in die Here. Toe daai vrou vir die koning sê, koning help my, toe sê hy, waar is die Here jou nie help? Een ding het hy daarom geweet. Net God kan help. Wanneer ons in desperate situasies is daar een les wat ek vanoggend wil, nog 'n les wat ek wil leer is, wees versigtig met wie jy onderhandel in moeilike tye. Ek kan net vir julle vertel, as hoeveel verhale wat ek gesien het, dat mense regtig net nie betroubaar is in desperate tye nie. Want hulle maak misbruik van die situasie. Desperaatheid word misbruik. So pas op vir die desperate situasie. En daai 2 vrouens het geonderhandel. OK. Kom ons eet ons kinders. Ons eet eers joune. En sy het so ver gegaan om haar seun te gaan koop, imagine. En daai vrou het haar misbruik. Van die volgende dag toe hulle haar seun wil eet, toe steek sy haar seun weg. Ek weet nie hoe klein die seun was dat hulle een dag net aan hom geëet het nie, maar dit was daarom klink baie groot. Wees versigtig, ek wil jou waarsku. En hierdie is 'n waarskuwing. Pas op vir desperate tye. Wees versigtig met wie jy onderhandel. Wees versigtig. Mense, daar's soveel goeders aanlyn, soveel goed wat mooi lyk, goed lyk, soveel mense wat jou ore kom streel, soveel mense wat beloftes maak. Jy het hierdie geërf van daai tannie wat daar in Europa gebly het soveel jare terug, en ek weet nie wie van julle het al sulke e-poste gekry nie. Ek kan nie vir jou sê nie, my ma het my vertel, sy is 'n eiendomsagent wat huise verkoop het en moes verkoop van vrouens wat hulle mans verloor het, wat weduwees is. En dan sy ouens wat weet hoe desperaat sy is, want haar man het altyd alles van gedoen. Al die finansies gehanteer, en sy weet nie meer nie, en wanneer ons moet tog ons vrouens ook gereed maak, wanneer ons moontlik hier is.
En dan is daar sharks wat weet. En dan kom stel hulle daai tannie se ore dat hulle dit reg kry dat hulle sommer die hele boedel en die huis en alles aan hulle oorgee. Ek wil jou sê, daar's mense wat nie gewete het nie, wat in desperate tye gaan misbruik maak, because the love of money is the root of all kinds of evil. Pas op, wees versigtig in desperate tye. Kry vele raadgewers, want daarin sal jy wysheid bekom. Moenie val vir daai ding wat so goed, if it looks too good, it is too good. Okay. As dit te goed is om waar te wees, dan is dit gewoonlik nie waar nie. En ek is baie ernstig vanoggend, daar's mense wat weet, hulle is meestermanipuleerders, hulle word opgelei om dit te doen, hulle laat jou goed voel, hulle laat jou briljant voel, hulle laat jou voel of jy weet hulle vir die wêreld sal gee, maar alles net om alles te vat wat nie hulle sin is nie, en jou te bedrieg. Volgende punt, wees versigtig vir blaam. Wees versigtig in desperate tye wie jy blameer vir die situasie. Hierdie koning wil sommer Elisa gaan doodmaak, want hy voel dis Elisa se skuld. Hy het nie verantwoordelikheid gevat oor wie hy is as koning van sy volk nie. En dan wil hy die blaam gaan skuif. Jy sien, blaam, wanneer ek en jy begin blameer, dan verloor ons verantwoordelikheid. Want ons wil ons verantwoordelikheid op iemand anders te plaas. En daar's niks wat 'n verhouding meer verwoes as om te blameer nie. En hy wil sommer nou die profeet gaan doodmaak. Binne hy geweet het die profeet die woord van die Here. Hoekom wil jy iemand doodmaak wat die woord van die Here vir jou wil gee? Hoekom wil jy iemand kritiseer wat die woord van die Here vir jou wil gee? Dalk hou jy nie altyd van die woord wat jy ontvang nie. En jou ore gaan nie altyd, wel ten minste hier weet ons, jou ore gaan nie gestreel word sommer nie. Don't kill the messenger. Reageer. Doen wat die woord van die Here sê en beleef die goeie resultate. Die koning het nie gedoen wat die woord van die Here sê nie en nou wil hy die profeet blameer. Maar dank God vir sy genade wat intree en sê ek is die God van julle deurbraak. Wees versigtig vir blaam. Wees versigtig vir die verhoudings wat geruïneer word. Wees versigtig dat jy jou hart sal bewaar in hierdie tye. Ja, ons is kwaad vir omstandighede, ons is kwaad vir besluite wat gemaak word omdat ons die gevolge voel. Maar bo alles wat jy moet bewaak, moet jy wat bewaar? Jou hart. Hoe bewaar jy jou hart? Hy sê dis die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, wat jou hart en jou gedagtes bewaar. So bid vir jouself, vir die vrede van God. Want dis in die vrede van God wat jy sy stem hoor, wat jy sy woord ontvang. Wees versigtig vir blaam, kry 'n woord van die Here vir jou situasie. Kry 'n woord van die Here. Nou ek sê nie gaan hardloop agter profete aan nie. Wees versigtig vir dit. Maar hierso is die antwoorde. Kom in die woord van God. Spandeer tyd in die woord van God. Gaan spandeer tyd in jou binnekamer, want God praat met jou. En hy wil met jou praat, en hy wil sy hart met jou deel, en hy wil vir daai planne en idees gee, want God is baie strategies in wat hy doen. Hy het die beste planne ooit. Besigheidsmanne en vroue, jy moet by God gaan stil sit, want hy het planne vir jou besigheid. Maar soms is ons so in ons desperate situasie vasgevang, dat ons net vra, ag Here asseblief, help net, dat ons net die rekening kan betaal. Intussen het God sê, maar ek het baie meer, want ek wil jou bo jou verwagting ontmoet. Ek het vir jou planne, ek het vir jou nuwe idees vir jou besigheid. Maar jy moet net bietjie by my kom stil sit en my woord kom, en kry 'n woord van die Here af. Hierdie gemeente staan na 19 jaar vir een rede. Hy staan op die woord wat die Here oor hierdie gemeente het. En daarom sal hy staande bly tot in eeue. Want hy staan op die woord. Nie op opinies van mense nie. Nie op getalle nie. Hy staan op die woord van die Here. Dis al wat ons kan staatmaak. Dis al wat die standvastigheid. Jesus sê, hy sê, kom ek wys julle wie 'n wyse man. Hy wat deur die grond ingrou tot op die rots en sy huis bou op die rots. Sorg dat jy jou toekoms bou op die woord van God. Sorg dat jy droom en jou verwagtinge is volgens die woord van God, nie op jou eie planne en jou eie idees en die wêreldse planne nie, maar op die woord van God. Kry die woord van die Here. En dan jou deurbraak, wil ek vir jou sê, moenie mense minag in jou lewe wat God om jou kom plaas nie. God gebruik die onwaarskynlikste mense vir jou deurbraak.
Hy het 4 melaatses gebruik om die hele volk te red. Van kindermoord. Van duiwe mis. 4 melaatse manne. God doen dit nie soos ons dit kan uitredeneer nie, hy doen dit op 'n hele ander manier. Hy het 'n unieke manier. Die woord sê, weet jy daar's 'n belofte, hy sê, in Engels het so mooi, hy sê, the wealth of the wicked is laid out for the just. Die rykdom van die onregverdige sal instroom na die regverdiges. Ek hoor van 'n kerk wat besig is met 'n bouprojek. En as 'n vrou wat sterf, wat 'n groot boedel het, wat sy ook geërf het by 'n man. Haar kinders is nie kerkmense nie, hulle is nie gelowige mense nie, maar in haar boedel sê dat hierdie geld moet bemaak word in 'n kerk. Kerk in Pretoria. Die kinders kom na hierdie kerk en sê, ons ken geen ander kerkie, julle is die laaste kerk en ons moet hierdie geld bemaak in 'n kerk. Hier is die boedel vir julle. 30 miljoen rand. En sy is nie 'n lidmaat nie. 'n Vriend van my sit nou reg en hy sê, hulle is uitdagende tye. Kyk, die kerk gaan deur uitdagende, as die ekonomie druk, dan voel die kerk die heel eerste. Kom ons jokkie vir mekaar. Vriend van my, in die laasweek sit ons gesels, en hy sê, vir so amazing, hy sê, ek het gewonder, Here, ek weet nie wat se kant toe nie, Here, ons die finansies, die dinge loop net nie so dit moet loop nie. Hy ry van die kerk af weg, en hy sê, Here, ek weet nie meer, ek is op 'n desperate plek, maar ek staan net op u woord oor ons gemeente. Hy sê, hy ry daar weg, en terwyl hy wegry, kry hy 'n SMS, betaal iemand 175.000 rand in sy gemeente. Dis nie eers 'n gemeentelid nie. God werk bo dit wat ons verwag, of dink, of vra. Maar kan ek en jy dit glo? Kan ons dit glo? Ek wil myself haas, maar daar's 'n paar punte wat ek net wil deur. Die deurbraak, God se deurbraak is skielik, en groter as jou verwagting. Die wat twyfel, mis die deurbraak. Waar het jy dan? As jy gaan verder lees, die storie verder lees, sien jy, toe die volk nou uitstroom, om nou die goed te gaan haal, en die goud te gaan haal, en al die kos te gaan haal, toe was hy in die poort, hy moes die mense reguleer, maar die mense was so desperaat, toe trap hulle oor hom, en hulle vertrap hom, en hulle het hom mors doodgetrap. Hy sien, hy het getwyfel in die woord van die profeet. Die profeet sê, jy sal dit sien, maar jy sal dit nie smaak nie. Moenie twyfel nie, want die wat twyfel, is die wat die beloftes mis, want hy is ons Jehovah Jireh. Genesis 22 vers 14. Enigste keer wat hierdie benaming van God voorkom is toe Moses Abraham op die berg was en besig is om sy kind te offer en God vir hom 'n lam voorsien. Is die woorde van Abraham. Hy sê en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Hy is Jehovah Jireh. Is hy jou Jehovah Jireh? Maar die vraag is, het jy 'n berg waar jy offers bring en sê, Here, hier is ek bring alles vir U. En ek weet op hierdie berg is my verklaring, U is die God wat voorsien. U is die God wat dit kan doen. Jy sien, wanneer ons praat oor geloof, wanneer ons praat oor verwagting, is daar 'n paar, ek het net so 'n paar goeders gaan opsoek en vergewe my dat hier is nog 'n bietjie 'n paar goed reguit gestel, maar dit het nogal my getref en ek dink, ek wil nie hierdie hoor nie, dit trap met my tone ook. So dis nie, ek wil nie vir jou vir dis gelukkig ander mense wat gesê het, ek kom gee dit net oor wat ander mense gesê het. So dit trap op my tone ook. Wanneer dit kom by verwagting en by geloof. George Miller het gesê die beginpunt van bekommernis is die einde van geloof. En die beginpunt van geloof is die einde van bekommernis. Geloof is gebaseer op die realiteit van wie jou God is. Ek sê dit weer, geloof is gebaseer op die realiteit van wie jou God is. Daar is niks wat die liggaam so aftakel soos bekommernis nie. En hy wat geloof in God het, behoort om te skaam omdat hy so bekommerd is. Job sê ons nie, amen nie, Job sê ons, amen. Het raak nog erger, so by my. William Shakespeare het gesê, wat Suid-Afrikaans naam, Willem Wikkelspies, nee, William Shakespeare, bekommernis is die vyand van die lewe. Dink aan. En dan het die biskop Fulton Sheen die volgende gesê, nee, hier is nog 'n bietjie hard, vergewe my hiervoor, maar dis nie my woord nie. Alle bekommernis is ateïsme.
Want dit veronderstel dat jy nie op God vertrou nie. John. Ek dink die mees algemene sonde wat ons almal moet bely daagliks. Ek weet, julle is nie daar nie, ek soms bekommerd. Maar my bekommernisse wil ek moet vergeet wie my God is. Kan ek vir vanoggend net herinner wie jou God is en ek sluit af met 'n paar skrifgedeeltes. Met beloftes in God se woord. Wie is hierdie God? Hierdie skepper van die hemel en aarde. Hierdie een wat die son en maan en sterre in hulle plek gesit het. Hierdie een wat die see se grense bepaal het en die berge hulle hoogtes gegee het. Wie is hierdie God? Psalm 34 vers 5 sê, ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my het al my vrees gered. Psalm 40 vers 2, hy sê, en dit is my so mooi, hy sê, ek het die Here lank verwag. En wie is jou verwagting? Hy sê, hy het hom na my toe neergebuig. Wow! Hierdie almagtige skepper van hemel en aarde buig hom neer na my toe. Hy sê na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. Ek wil volgens jou sê, God verstaan. Hy hou nie die bekommernisse teen jou nie. Hy verstaan. Hy verstaan ons as mens, maar hy wil ek en jy moet op 'n plek kom wat ons hom absoluut vertrou en oorgawe en sê, Here, U is die een wat neerbuig. U hoor my roepstem. Klaagliedere 3 vers 57 sê, U kom nader die dag as ek U aanroep. En U sê, wees nie bevrees nie. Sien wat vrees is die vyand van ons geloof. 1 Petrus 5 vers 7, werp sommige van jou bekommernisse. Hoeveel van jou bekommernisse? So hy sê nie gaan kruip weg, hardloop weg, ignoreer my, vermy my met jou bekommernisse nie. Ek weet jy het bekommernisse, maar wat doen jy met dit? Gaan na die een wat die oplossing van die bekommernis is. Gaan na die een wat die deurbraak bewerkstellig. Gaan na die een wat 4 melaatses gebruik het om 'n volk te bevry. Gaan na die een wat daar die water uit die klip laat loop het. Gaan na hom toe. Hy is die God van die onmoontlike. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Ek nou die woorde van Jesus wat sê, maar is jy dan nie meer werd as die kraaie nie? Voel jy meer werd as die kraaie? Is jy meer werd as die kraaie? O, pastoor, ek weet nie meer so mooi nie. Ek weet nie of die Here meer lief is vir my nie. Vir Wurmpie Jakob. Jy is nie die sterk nie. Jy kind van God is die kop. Jy kind van God is sy oogappel. Jy is sy hart se punt. Sy hart is in beroering oor jou, want jy is syne. Jy het soveel waarde, dat hy sy seun vir jou geoffer het, en jou gekoop het, met die duurste prys wat ooit betaal is, dis die bloed van die perfekte lam, wat gevloei is om vir jou te kan sê, jy is dit werd vir my, jy is nie 'n kraai nie, jy is my kind. Jy behoort aan my, ek is jou vader, wat vir jou sorg, soos dat ek vir daardie swaalkies en daardie voeltjies sorg, soos ek die lelies beklee, so sal ek jou beklee, dis wie ek is, moet jou nie bekommer soos die wêreld hulle bekommer nie, want jy het 'n God, waarin jy glo, op wie jy vertrou, hy gaan voorsien. Daar's 'n hele generasie, wat die beloftes aan God gemis het, want hulle het getwyfel, hulle was vreesagtig, daar's reëse, ons sal dit nooit maak nie. En ek het 'n klomp drome in my hart, en ons het 'n paar drome, en 'n paar visies vir die gemeente, en soms dan moet ons na die realiteit kyk van die omstandighede, en Here, hoe gaan ons dit maak, en dan kom die Heilige Gees, okay, waar gaan jy nou? Jy dink aards, stop dit, bely dit, en dan moet ek bely, Here, ek bely my sonde, want twyfel is sonde, ongeloof is, ofwel meer klein geloof, is sonde, want ek betwyfel my God, en dan moet ek teruggaan aan die woord van God en sê, Here, hierdie is nie 'n feeverhaal wat iemand net geskryf het en opgemaak het nie. Hierdie is realiteite. Dit wat hierin gebeur het, die wonders en die tekens wat hierin gebeur het, is 'n werklikheid. En hy is nog steeds dieselfde God wat nog steeds wonders doen. Ons beleef die wonders van God. Maar die vraag is, beperk ons hom met ons verwagtinge wat te klein is. Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie. Ek meen, maak daai tank vol. God sal daai R7 per liter ekstra, hy sal voorsien. Kom aan.
As jy 50 liter, dit is dit regtig, miskien 100 wat werk in uit. R350 meer. Wat is dit vir die God wat die skepper van hemel en aarde is? Nou wil ons paniekerig raak. Nee, ek en jy moet braai petroljoggie stop en ons moet nog gehuppel en ons stap en 'n loflied in ons hart en sê dank die Here dat hy voorsien. Daai R7 gaan hom nie afsit nie. Hallo? Ja, maar alles gaan duurder word. Gaan ons hoop plaas op die wêreld? Of weet ek en jy 'n God wat 'n belofte het? Ek sal voorsien. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Filippense 4:6, wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Wanneer laas het jy vir die Here dankie gesê vir 'n kussing onder jou kop? Wanneer laas jy vir die Here dankie gesê toe jy opstaan in die oggend, Here, dankie vir die gemaklike bed waarop ek geslaap het. Dankie vir die bord kos, Here. Dankie vir oë wat kan sien. Wel, ons het gister menseregte gehad en weet jy wat is die probleem van menseregte? Dis nie 'n Bybelse beginsel nie. Menseregte is uit die hel uitgebore, sorry. Want die realiteit is menseregte, die hele beginsel van menseregte maak mense selfsugtig. It's my right. It's my reg. So dit kom my toe. Niks kom ons toe nie. Alles is net genade. Jou lewe is genade. Wat ek het en wat ek is net genade. Ek is nie 'n menseregte persoon nie, ek is 'n mensevoorregte persoon. It's my privilege to be a son of God. Dis my voorreg om 'n kind van God genoem te word. Dis my voorreg om te kan sien. Dis my voorreg om te kan hoor. Dis 'n voorreg dat my bene nog funksioneer soos hulle moet funksioneer. Dis 'n voorreg. 'n Voorreg om getrou te wees en 'n vrou in my sy te kan hê. Dis 'n voorreg om kinders te kan hê wat die Here dien. Dis 'n voorreg om hoop te hê vir my kinders se toekoms. Dis 'n voorreg want my God het hulle toekoms in sy handpalm uitgegraveer. Maas, jou kinders het 'n God en dis sy kinders ook. Moenie in die pad staan nie. En dis menslik, dis hoekom ek volgens sê ek praat met ons. Maar God weet, hy het 'n plan en niks gaan in die pad van sy plan staan nie. As ons net kan glo. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes alles deur gebed en smeking en danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So, wanneer ek dit na die Here toe bring, sê ek, Here, ek kom sit dit by u voete neer, ek bring my bekommernisse na u toe, ek bring my begeertes na u toe. En ek bring dit in gebed en in danksegging na u toe, en wat doen God? Hy sê, dan gee ek jou my vrede, want jy weet, ek is in beheer. Ek weet wat ek doen, en dan gaan vir jou deurkom. Die deurbraak kom, en dit kan dalk môre kom. Ons het baie uitdagings met ons fasiliteite, en ons het baie frustrasies, en ek moet kort my klein geloof in dit bely. En kort sê die Heilige Gees, in ons gebedsweek is dit een van die sterkste boodskappe wat deurgekom, waar die Here sê, kyk nie angstig rond nie, vertrou my tyd, en dalk het ek vir julle iets beters. Hy weet wat hy doen, maar kan ons rus in die feit dat God besig is om ons voor te berei en ons gereed te maak vir die meer as dit wat ons voorbid of vra of dink. Die vrede van God wat alle verstand wil gaan. Romeine 8:28. Onthou jy hierdie belofte? As jy alles vergeet het ek vanoggend sê, onthou hierdie belofte. Miskien moet ek eers vra, het jy die Here lief? Wel, hierdie belofte is dan vir jou. En ons weet dat vir hulle wat God lief het. So maak die belofte opnuut joune vanoggend. Alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. All things work together for good.
Dis God se belofte. Dis Elohim wat vir jou die belofte maak. Die skepper van hemel en aarde. So ek wil vanoggend weer afsluit met die skrif wat ons begin het, en ek wil hom net in 'n ander vertaling, die Passion Translation, net vir jou lees. En dan gaan ons vanoggend 'n profetiese aksie doen met 'n lied wat ons gaan sing. Efesiërs 3 vers 20. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request. Your most unbelievable dream and exceed your wildest imagination. Ek like hierdie belofte. He will outdo them all. He's the God that outdoes our dreams and visions. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. God se wonderwerkende krag is die een wat jou die energie gee, wat jou die hoop gee, want jy sal krag ontvang wanneer die Gees van die Here oor jou kom. But we need to walk by faith and not by sight. Styg uit bo die omstandighede van hierdie wêreld. Sien uit hoe die Here sy woord gaan waarmaak oor jou lewe. Moenie jou verwagtinge, moenie God beperk in jou verwagtinge nie. Maar weet ook, dat dit wat jy vra of bid of smeek van hom, gaan hy vir jou gee en nog meer. Want sy woord is ja en amen. Dis God se beloftes oor jou lewe. Hy sal voorsien. Hy het vir daai kraai vanoggend voorsien. Hy gaan vir jou nog meer voorsien, want julle is baie meer werd as die kraai. So vanoggend wil ons wil hierdie lied sing, en ek wil vra, baie spesifiek vir ons manne. Daar's 'n regtige oproep wat ons die Here vertrou. Vir 'n herlewing in die harte van ons boeremanne. En as jy, miskien jy nie, want jy sit vanoggend in die kerk, maar daar's iets van 'n oplewing in 'n lewe wat weer leiding vat geestelik, krygsmanne in die koninkryk van God wat hier opstaan. En ons waardeer die vrouens wat leiding gevat het en moes vat omdat daar nie ander leiding was nie. Ons breek niks af wat die vrouens gedoen het nie. But it's time for the men to rise again. Hoor die woord van die Here. Die manne. Ons sien uit na herlewing. In die harte van ons manne. Dat ons gebedskamer te klein sal wees vir ons manne gebed. Man, dat die kerk te klein sal raak vir ons manne gebed. Want hulle sal weer instroom met 'n honger en 'n desperaatheid na die Here hulle God. Here, ons gryp hier weer aan. Ons is geroep deur U en ons wil leiding weer vat, want jou leiding geestelik gee vir jou huis sekuriteit, dat hulle veilig voel. So hierdie lied is 'n bekende lied, die lied se naam is Shout to the North and the South. Maar hy begin, Men Rise Up. En dan soos ons hierdie lied, en hy gaan begin speel en ons gaan net bly sit, maar ek wil hê dan, as hy sê Men Rise Up en hy begin met dit, wil ek hê die manne, julle staan op en vrouens, julle bly eers stil. So lekker om dit te kan sê. Vrouens bly stil. Een van julle manne dit kom probeer. Ek gaan dan kyk. Maar dit gaan net vir een versie wees, dames, so ontspan. Net een versie, want dan gaan die vrouens saam sing. Maar kom ons doen dit vanoggend met 'n profetiese aksie, met 'n dryf en 'n ywer, dat daardie krag van God ons weer energiek maak en lus maak. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energize you. Is dit reg so, manne? Ek wil jy uit volle bors, moet jy vanoggend opstaan en hierdie lied, nie net vir jouself nie, maar vir die manne van ons volk, net kom sing en weer spreek, dat ons manne sal wees wat opstaan, manne wat die voortou neem, wat die leiersels vat, krygsmanne wat die vyand weer 'n bloedneus gee en hom verdryf. Ons hoef nie te wag vir 'n klomp melaatses nie. Ons staan op in die roeping wat die Here oor ons lewe het as manne van God, geroep, gesalf vir 'n tyd soos nou in 'n land Suid-Afrika. Ons hoef nie ander plekke toe te hardloop om die land te red nie. Ons kan hier die verskil maak want God het jou hier geplant. Vir 'n tyd soos nou. Is jy gereed, man?
So ja, ek wil vir ons bid en dan gaan ons die lied aansit en dan manne staan eers op as die eerste een sing, die lied begin sing. As hulle sê men rise up, dan staan julle op en dan as sy sê vrouens, dan sit julle weer. So kom ons bid net saam. Vader, dankie vir u woord. Here, ons as mens is maar net mens en ons bly mens en ons is swak en ons vlees mens, Here, wanneer dit kom by die uitdagings en die omstandighede rondom ons, Here, raak ons so maklik en so vinnig bekommerd, Here, en ons gedagtes wil met ons vooruit hardloop en vrese opwek, Here, en ons wil hierdie gedagtes na u toe bring, hierdie bekommernis na u toe bring en sê, Vader, vergeef ons eerstens. Here, dit is nie dat ons twyfel nie, maar dat ons soms net vergeet wat u kan doen en wie u is. Here, ek bely ons klein geloof. Here, dis sonde, dis twyfel. En ons wil nie twyfel nie. Here, en ek wil vandag bid en vra vir die gawe van geloof om in elke individu gedeponeer te word. Here, in die tye wat ons weet, daar buite die wêreld is dit uitdagend en Here, ons beleef en ons voel die uitdagings, maar Here, ons sal nie toelaat dat die uitdagings oor ons heers nie, want ons is manne en vroue van die lewende God, wat die skepper is van hemel en aarde. Here, dat daardie geloof in ons sal opstaan. Ek bid vanoggend, Here, vir die gees van openbaring, Here, wat ons kom herinner aan hoe groot en hoe heilig en almagtig ons God en ons skepper is. En Here, dat ons oë gerig sal hou, Here Jesus, op u wat die leidsman en volleinder van ons geloof is. Here, ek spreek herlewing. Hoor die woord van die Here, manne van Suid-Afrika. Staan op as 'n krygsman in jou plek en jou posisie wat God jou voor geroep het. Vry van elke binding, elke twyfel en elke slagoffersmentaliteit. Here, ons kom breek daardie mentaliteit. Here, 'n samelewing wat manne wil geetikeer het en die blaam gegee het. Here, ons breek daardie etiket, ons breek daardie blaam, ons verbreek dit, Here, en ek herroep die oorspronklike roeping en plan wat u met ons manne het in hierdie land Suid-Afrika, Here, dat manne weer op sal staan en opgerig sal word, geestelike herlewing in hulle binneste, Here. Ek roep dit in Jesus naam, Here, en ek dank u vir elke vrou wat haar plek ingeneem het, Here. En Here, dat elke vrou en man saam sal span en sal werk in die koninkryk, passievol met hulle hoop en hulle vertroue in die God wat ons deurbraak is. En Here, dankie vir die skielike deurbraak en ek spreek dit, Here, dat ons getuienis op getuienis sal hoor van die skielike deurbraak, Here, soos Elisa gespreek het, môre sulke tyd, Here, dat ons sal hoor hoe u skielik net sal deurkom, bo dit waarvoor ons kan vra of bid, Here. U kom doen dit, want u ontmoet ons, want dis wie u is, u ontmoet ons bo ons verwagting, en ons wil vir u dankie sê, Here, want is weens u genade, en die goedertierenheid. En ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons sing hierdie sang. Kom ons gee 'n lofoffer. Ons roep die noorde, die suide, die ooste en die weste. Ons roep die oes in vir die koninkryk van die hemel. Amen. En ons roep die manne en die vroue van God wat voorlopers is. Mag die Here jou seën, mag jy 'n wonderlike Sondag beleef. Ons het vanaand bid hier van 6 tot 7. Moenie mis nie, kom bid saam met ons. En die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike week beleef. As jy gebed nodig het, is jy welkom net hier vorentoe te kom en die bedieningspan sal jou bedien.